Die luukse kantoor op die 50ste verdieping van die Van der Merwe Hotelgroep se hoofkwartier in Kaapstad het 'n asemrowende uitsig oor Tafelberg en die diepblou waters van die Atlantiese Oseaan gebied. Hendrik van der Merwe, uitvoerende hoof van die maatskappy, het egter nie eens opgekyk nie. Sy oë was vasgenaal op die finansiële verslae voor hom, die dalende winsgrense wat sy aandag in beslag geneem het. Meneer van der Merwe, die aandeelhouers wag in die konferensiekamer, het sy assistent, Annika, herinner, haar stem effens gespanne. Hendrik het sy das reggetrek en opgestaan. Sy gesig was uitdrukkingloos, 'n masker van beheer wat hy oor die jare vervolmaak het. Laat hulle weet ek is op pad. Die vergadering was soos al die ander gesigte wat vervaag het in 'n see van pakke en dasse, stemme wat opgetel en gedaal het soos hulle oor syfers en projeksies gepraat het. Niemand het gepraat oor die werknemers wat hulle moes afdank om die syfers te laat klop nie. Niemand het gepraat oor die lewens wat geraak is deur hul besluite nie. Ons moet die personeeluitgawes met nog 15% verminder, het Hendrik koel gesê, asof hy oor die vervanging van meubels gepraat het. Daar is geen ander manier om ons winsgrense te herstel nie. Die aandeelhouers het instemmend geknik. Nag 'n oorwinning vir die koue logika van besigheid. Nag 'n bewys dat Hendrik werklik sy vader se seun was. Later, terug in sy kantoor, het hy by die venster gestaan en uitgestaar oor die stad. Ergens daaronder was duisende mense besig met hul lewens, lag, huil, liefhê, terwyl hy hierbo gestaan het, afgesny van dit alles. Hy kon nie onthou wanneer laas hy werklik gelag het nie. Wanneer laas hy iets gevoel het wat nie met die maatskappy se prestasie verband gehou het nie. Skielik was die kantoor se mure benouend. Die luukse meubels, die dierkuns aan die mure, alles het hom ingeperk gevoel. Sonder om te dink, het hy sy baadjie gegryp en by die deur uitgestap. Meneer van der Merwe, u het 'n vergadering om 3, het Annika hom agterna geroep. Kanselleer dit, het hy oor sy skouer geroep, sonder om terug te kyk. Hy het vir die eerste keer in jare sonder sy motorbestuurder vertrek. Die middagson van Kaapstad het warm op sy vel gevoel terwyl hy doelloos deur die strate geloop het. Hy het verby winkelvensters geloop wat luukse items uitgestal het, items wat hy kon bekostig sonder om 2 keer te dink, maar wat hom geen vreugde gebring het nie. Sy voete het hom na die Kompandiestein gelei, 'n historiese park in die middestad. Dit was 'n plek wat hy as kind besoek het, lank voor sy ma se vroeë vertrek, lank voor sy pa hom geleer het dat emosies 'n luukse was wat sakemanne nie kon bekostig nie. Die tuin was rustig met min besoekers op 'n weksmiddag. Hendrik het onder 'n ou eikeboom gaan sit, sy das losgetrek en vir die eerste keer daardie dag diep asem gehaal. Hy het sy oë gesluit, probeer onthou hoe dit gevoel het om jonk en sorgeloos te wees. Dit was toe dat hy haar gesien het. 'n Klein dogtertjie, nie ouer as 8 nie, het alleen gesit op 'n verslete kombers onder 'n nabyliggende boom. Haar klere was skoon maar verslete, haar hare netjies vasgemaak met 'n eenvoudige lint. Voor haar was 3 leë borde uitgelê, asof vir 'n feesmaal voorberei. Hendrik het haar dopgehou, gefassineerd, terwyl sy versigtig denkbeeldige kos in die borde geskep het. Met groot konsentrasie het sy 'n plastiese vurk na haar mond gebring, haar oë toegemaak asof sy 'n heerlike maaltyd geniet, toe die leë vurk weer neergesit. Sy het aan 'n leë glas gelig, haar keel beweeg asof sy drink, en toe met 'n tevrede glimlag die glas neergesit. Vir 'n oomblik kon Hendrik nie verstaan wat hy sien nie. Was dit 'n spel? 'n Kind se fantasie? Die besef het hom stadig getref. Die dogtertjie was nie besig met 'n speletjie nie. Sy het honger gevoel. Sy het honger gevoel en al wat sy kon doen was voorgee om te eet. Iets diep binne Hendrik, iets wat hy gedink het lankal dood was, het skielik wakker geword. 'n Gevoel so intens dat dit fisiek pynlik was. Hier was hy, 'n man wat meer geld gehad het as wat hy in 'n leeftyd kon spandeer, wat vroeër vandag nog besluit het om mense se lewensbestaan weg te neem vir 'n paar persentasiepunte op 'n winsgrafiek. En hier was 'n kind wat voorgee om te eet omdat sy werklik honger was. Hy het nie eens agtergekom dat hy huil nie totdat 'n traan op sy hand geval het. Vir die eerste keer in byna 30 jaar het Hendrik van der Merwe, die eysterman van die Kaapse sakewêreld, gehuil. Die dogtertjie het opgekyk en hom opgemerk. In plaas daarvan om bang te wees vir die vreemdeling, het sy glimlaggend na hom gekyk. Daar was 'n wysheid in haar oë wat veel ouer as haar jare was. Stadig het sy opgestaan, iets uit haar sak gehaal en na hom gestap. Hendrik het gevries, nie seker wat om te doen nie. Toe sy voor hom staan, het sy 'n stukkie papier na hom uitgehou.
Met bewende vingers het hy dit oopgevou en die kinderlike handskrif gelees. Help my asseblief. Ek is moeg daarvan om voor te gee dat ek eet. Ek is baie honger. Sy keel het toegetrek. Hy het opgekyk na die dogtertjie, wat nou met haar kop effens skuins na hom gestaar het. Wat is jou naam, het hy saggies gevra. Tande, het sy geantwoord, haar aksent wat die Afrikaanse woord 'n musikale kwaliteit gee. En joune, oom? Hendrik, het hy gesê, verbaas dat sy stem so eers geklink het. Jy lyk hartseer, oom Hendrik, het sy gesê, haar donker oë vol besorgdheid. Wil jy saam met my speel? Dit sal jou beter laat voel. Hendrik het na die leë borde gekyk en gevoel hoe sy hart breek. Tande, is jy honger? Sy het haar skouers opgetrek. 'n Bietjie. Maar dis oukei. Mamma sê ons sal môre kos hê. Waar is jou mamma, het hy gevra, sy oë die park rondsoekend. Sy soek werk. Sy soek altyd werk. Tande het omgedraai en na haar kombers gewys. Wil jy by my piknik aansluit? Ek kan nog 'n bord vir jou uithaal. Dit was die oomblik wat Hendrik van der Merwe se lewe vir altyd verander het. Hendrik kon nie weier nie. Daar was iets in die kind se oë wat hom vasgevang het, 'n kombinasie van onskuld en 'n wysheid wat ver bo haar jare gestrek het. Ek sal graag by jou piknik aansluit, het hy gesê, sy stem sagter as wat hy dit in jare gehoor het. Tande se gesig het opgehelder, haar glimlag so stralend dat dit amper pynlik was om te aanskou. Sy het na haar kombers gehardloop en nog 'n denkbeeldige bord uitgehaal, dit versigtig voor Hendrik neergesit. Vandag het ons spaghetti en frikadelle, het sy aangekondig, haar hande wat in die lug beweeg het, asof sy 'n feesmaal voor hom opgedis het. Dis my gunsteling. Hendrik het sy das verder losgetrek en op die kombers gaan sit, sy dierpak wat die grond raak. Vir die eerste keer in sy volwasse lewe het hy nie omgegee hoe hy gelyk het of wat iemand van hom sou dink nie. Dankie, Tande. Dit lyk heerlik, het hy gesê, sy hart wat swaar gevoel het in sy bors. Tande het 'n denkbeeldige vurk na hom uitgehou, en hy het dit geneem, die bewegings nageboots om te eet van die leebord. Sy het verheug geglimlag. Lekker, nee, het sy gevra. Die lekkerste kos wat ek in jare gehad het, het hy eerlik geantwoord. Terwyl hulle hul denkbeeldige maal gedeel het, het Hendrik haar uitgevra. Hy het uitgevind dat sy 8 jaar oud was, dat haar ma hom Vila geëet het, en dat hulle vroeër in 'n klein woonstel in Woodstock gewoon het. Maar nou woon ons in ons kar, het sy gesê, sonder skaamte of selfbejammering. Dis soos 'n avontuur, sê mamma. Maar ek mis my bed. Elke woord was soos 'n mes in Hendrik se hart. Hy het gedink aan sy weelderige penthouse, die kingsiese bed waarin hy alleen geslaap het, die yskas vol kos wat hy selde geëet het. Waar is julle kar, het hy gevra. Tande het in die rigting van die hawe gewys. Agter die volstasie. Mamma sê dis veilig daar. Die tankie oom laat ons die badkamer gebruik. Hendrik het sy hand in sy sak gesteek en sy beursie uitgehaal. Hy het al die kontant wat hy by hom gehad het uitgehaal, 'n paar duisend rand, en dit na Tande uitgehou. Maar Tande het haar kop geskud. Ek mag nie geld van vreemdelinge vat nie, het sy gesê en toe geglimlag. Maar jy kan vir my en mamma kos koop. Dis wat mamma sê is oukei. Hendrik het geknip om die trane terug te hou. Die waardigheid van hierdie kind, ten spyte van alles, het iets in hom geraak wat hy gedink het lankal dood was. Dan sal ek dit doen, het hy gesê. Kom, Tande. Kom ons gaan koop vir jou en jou mamma 'n ordentlike maaltyd. Tande se oë het groot geword. Regte kos. Nie net denkbeeldige kos nie. Regte kos, het hy beloof. Sy het opgespring, haar verslete kombers vinnig opgerol en onder haar arm ingedruk. Met haar vrye hand het sy syne geneem, 'n klein, warm hand in sy groot een. Die vertroue in die gebaar het hom byna ondergekry. Hulle het 'n nabygeleë restaurant binnegegaan, 'n luukse plek waar Hendrik dikwels sakemiddagetes gehou het. Die matrit se oë het effens weier geword toe hy die welbekende sakeman met die verslete dogtertjie sien, maar hy het hulle steeds na Hendrik se gebruikelike tafel gelei. Tande se oë het geglim terwyl sy na die elegante omgewing gekyk het. Dis soos 'n paleis, het sy gefluister. Hendrik het haar gehelp om te bestel, haar verwondering by elke nuwe gereg geniet. Sy het alles versigtig geproe, elke hap waardeur op 'n manier wat Hendrik laat besef het, hoe lank dit was sedert hy werklik kos geniet het. Terwyl hulle geëet het, het hy meer van haar verhaal gehoor.
haar ma, het sy vertel, was 'n harde werker. Sy was 'n kamermeisie in 'n hotel gewees, maar het haar werk verloor toe die hotelpersoneel afgedank het. Watter hotel, het Hendrik gevra, 'n knop wat in sy maag begin vorm het. Die een met die groot V op die buitekant, het Tande gesê, haar vinger in die lug geteken. Die Van der Merwe Hotel. Sy hotel. Hy het amper sy vurk laat val. Was dit moontlik? Was hierdie kind en haar ma slagoffers van dieselfde afleggings wat hy vroeër vandag nog goedgekeur het? Ken jy die hotel, oom Hendrik, het Tande gevra. Ja, het hy gesê, sy stem wat skaars hoorbaar was. Ek ken dit. Nadat hulle klaar geëet het, het Hendrik 'n groot bestelling wegneemmetes geplaas, genoeg kos vir Tande en haar ma vir minstens 'n paar dae. Terwyl hulle gewag het, het Tande hom vertel van haar skool, wat sy moes verlaat toe hulle nie meer die huur kon bekostig nie, en van haar drome om eendag 'n dokter te word. Ek wil mense gesond maak, het sy gesê, haar gesig ernstig. Soos die dokters wat vir mamma gehelp het toe sy siek was. Toe die kos gereed was, het Hendrik 'n taxi geroep. Hy kon sien dat Tande moeg begin raak, haar klein liggaam wat begin insak het na die groot maaltyd. Kan ek jou en jou ma ontmoet, het hy gevra terwyl hulle gewag het. Ek dink ek kan dalk help. Tande het haar kop skuins gedraai, onbestudeer met daardie ou siel oë van haar. Mamma is versigtig vir vreemde mense, het sy gesê. Maar jy is 'n goeie mens, oom Hendrik. Ek kan dit sien. Hoe kan jy so seker wees, het hy gevra opreg nuuskierig. Jou oë was hartseer toe jy my gesien het sy eenvoudig gesê. Slegte mense word nie hartseer oor ander mense nie. Die wysheid in haar woorde het hom stom geslaan. Hy het besef dat hy deur die jare so gefokus was op syfers en wins dat hy vergeet het wat dit beteken om mens te wees. Die taxi het opgedaag en Hendrik het Tande en die kos ingehelp. Sy het hom die adres van die volstasie gegee en hy het dit aan die bestuurder oorgedra, saam met 'n groot voetjie. Ek sal môre na julle kom kyk, het hy beloof. As dit oukei is met jou ma. Tande het geglimlag en skielik vorentoe geleun om hom 'n vinnige drukkie te gee. Dankie vir die regte kos, oom Hendrik, het sy gefluister. Terwyl hy die taxi dopgehou het wat wegry, het Hendrik besef dat iets binne in hom verander het. Die leegheid wat hom vir jare opgevreet het plek gemaak vir iets anders. Dit was pynlik, ja, maar dit was ten minste iets. Hy het gevoel vir die eerste keer in langer as wat hy kon onthou. Daardie aand, alleen in sy luukse penthouse met sy panoramiese uitsig oor Kaapstad, kon Hendrik nie slaap nie. Elke keer wanneer hy sy oë toegemaak het, het hy Tande gesien, haar klein vingertjies wat denkbeeldige kos na haar mond bring. Hy het gedink aan Nomfila, 'n vrou wat hy nooit ontmoet het nie, maar wie se lewe deur sy besluite geraak is. Hy het van sy bed opgestaan en na sy lesenaar geloop. Met 'n vasberadenheid wat hy nie in jare gevoel het nie, het hy sy rekenaar oopgemaak en begin soek. Hy moes uitvind wie Nomfila was. Hy moes verstaan hoe sy een van die afgedanktes geword het. En hy moes 'n manier vind om dit reg te maak. Terwyl die nag verbygegaan het, het Hendrik deur personeelrekords gesoek, nuwe doelgerigtheid wat hom gedryf het. Teen dagbreek het hy haar gevind, Nomfila Nkosi, 'n kamermeisie wat 6 maande tevore afgedank is tydens 'n herstrukturering. Haar personeelleier het 'n onberispelike rekord gewys met lof van gaste en bestuurders. Hendrik het die volgende oggend vroeg opgestaan, 'n gevoel van dringendheid wat hy in jare nie ervaar het nie. Hy het sy gebruikelike pak en das verruil vir 'n eenvoudige denimbroek en hemp, klere wat hy skaars ooit gedra het. Hy het sy chauffeur die dag afgegee en self na die volstasie gery wat Tande beskryf het. Sy hart het vinniger geklop terwyl hy by die volstasie ingedraai het, onseker wat hy sou vind, onseker hoe hy ontvang sou word. Agter die volstasie, weg van die straatverkeer, het hy 'n ou Toyota Corolla opgemerk. Die motor was oud maar versorg, duidelik met liefde onderhou ten spyte van sy ouderdom. Hy het sy bim geparkeer en uitgestap, 'n sak vol kruideniersware in sy arms. Toe hy nader stap, het hy 'n vrou opgemerk wat besig was om klere in 'n emmer langs die motor te was. Sy was slank, haar hare netjies in 'n doek toegedraai, haar gesig ernstig terwyl sy met die wasgoed geworstel het. Hy het geweet dit moes Nomfila wees. Tande het hom eerste opgemerk. Sy was besig om haar moeder te help deur klere op te hang aan 'n waslyn wat tussen 2 bome gespan was. Haar gesig het opgehelder. Oom Hendrik, het sy uitgeroep, haar stem vol opwinding. Jy het gekom.
Nomfila het opgestaan, haar liggaam skielik gespanne, haar oë waaksaam terwyl sy die vreemdeling opgeneem het wat haar dogter se naam geken het. Mamma, dis die oom wat vir ons kos gekoop het Tande verduidelik, na haar ma gehardloop. Oom Hendrik. Goeiedag, het Hendrik gesê, skielik ongemaklik bewus van sy bim agter hom, die dierhorlosie om sy gewrig. Ek het gister vir Tande in die park ontmoet. Nomfila het haar hande aan haar rok afgevee en reguit na hom gekyk. Haar oë was dieselfde donkerbruin as Tande se, maar waar Tande se vol kinderlike vertroue was Nomfila se versigtig, met die kyk van iemand wat te veel teleurstellings beleef het om maklik te vertrou. Sy het my vertel. Dankie vir die kos, het sy gesê, haar aksent swaar, maar haar Afrikaans vlot. Dit was baie gaaf van jou. Dit was niks, het Hendrik gesê, die sak kruideniersware na haar uitgehou. Ek het gedink julle kan dalk nog voorrade gebruik. Nomfila het nie dadelik die sak geneem nie. Ek soek nie liefdadigheid nie, meneer, het sy gesê, haar ken wat effens gelig het. Ek werk hard. Ek sal binnekort weer op my voete wees. Hendrik het die trots in haar stem herken, 'n eienskap wat hy in ander omstandighede sou bewonder het. Nou het dit hom net meer skuldig laat voel. Dis nie liefdadigheid nie, het hy gesê. Dis 'n vriend wat 'n vriend help. Die woorde het vreemd in sy mond gevoel, wanneer laas het hy iemand werklik 'n vriend genoem. Tande het vorentoe getree en haar ma se hand geneem. Hy is 'n goeie mens, mamma. Hy het saam met my piknik gehou. Iets in Nomfila se oë het versag. Sy het die sak geneem en 'n vlugtige glimlag aan Hendrik gerig. Baie dankie, meneer. Hendrik, het hy gesê. Noem my asseblief Hendrik. Die volgende uur het hy met hulle gespandeer op kampstoeletjies wat hulle uit die kattebak gehaal het. Nomfila het vertel hoe sy by die Van der Merwe hotel gewerk het, hoe sy daarvan gedroom het om eendag self 'n kleiner gastehuis te bestuur. Ek was besig om te studeer, het sy verduidelik. Aanklasse in hotelbedryfsbestuur. Maar toe die hotelpersoneel afgeskaal het, kon ek nie die klasse bekostig nie. Hendrik het geworstel om die skuld wat deur hom gevloei het te verberg. Elke woord was 'n herinnering aan die besluite wat hy so maklik geneem het, die lewens wat geraak is deur sy koue berekeninge. Hoekom het hulle jou afgedank, het hy gevra, alhoewel hy die antwoord reeds geken het. Hulle het gesê dis herstrukturering, het Nomfila gesê, haar oë wat 'n oomblik hartseer geword het. Laaste in, eerste uit. Ek het verstaan. Besigheid is besigheid. Maar was dit? Hendrik het skielik besef hoe maklik hy agter daardie frase geskuil het, besigheid is besigheid, asof dit hom vrygestel het van enige morele verantwoordelikheid. Wat doen jy vir werk, oom Hendrik, het Tande gevra, haar oë groot en nuuskierig. Die vraag het hom onkant gevang. Hoe verduidelik hy aan hierdie kind dat hy die baas was van die maatskappy wat haar ma se werk weggeneem het? Dat dit sy handtekening was op die memo wat haar ma se lewe omvergegooi het. Ek werk by 'n hotel, het hy uiteindelik gesê, die halwe waarheid wat swaar op sy tong gelê het. Soos mamma, het Tande opgewonde gesê. Miskien kan mamma by jou hotel werk. Nomfila het saggies gelag, haar hand deur haar dogter se hare gestreel. Dis nie so eenvoudig nie, skat. Maar vir Hendrik was dit skielik presies so eenvoudig. Hy kon werk aan Nomfila verskaf. Hy kon alles regstel. Eintlik, het hy stadig gesê, versigtig om sy woorde te kies, soek ons toevallig nuwe personeel. Iemand met ondervinding. Nomfila se oë het vinnig na syne geskuif, wantroue en hoop wat tegelyk daarin geveg het. Watter hotel? Hendrik het geweet hy kon nie die waarheid vertel nie, nog nie. Ek sal die besonderhede vir jou kry, het hy gesê. Kan ek môre weer kom? Dan bring ek die inligting. Die volgende paar dae het Hendrik in 'n dubbele lewe geleef. Soggens het hy sy kantoor binnegegaan, sy pak en das soos 'n uniform gedra. Maar sy gedagtes was elders. Hy het bevele gegee, dokumente geteken, aan vergaderings deelgeneem, maar dit het alles soos 'n toneelstuk gevoel. In die middag het hy weggeglim, sy formele klere verruil vir eenvoudiger drag, en tyd saam met Tande en Nomfila spandeer. Hy het kos en boeke gebring, geluister na hul verhale en stadig maar seker hul vertroue gewen. Hy het daarvan gehou om te sien hoe Tande se oë ophelder wanneer hy 'n nuwe boek gebring het. Hy het die wysheid in Nomfila se gesprekke waardeer, haar dryfkrag en deursettingsvermoë bewonder. Hulle was arm, ja, maar ryk op maniere wat hy nooit verstaan het nie.
Een middag het hy Tandi 'n nuwe stel potlode en 'n tekenboek gebring. Hy sal nooit die manier vergeet waarop sy die geskenk vasgehou het, asof dit van goud gemaak was, nie. Baie dankie, oom Hendrik, het sy gefluister, haar vingers wat liggies oor die kleurvolle potlode gestreel het. Ek het nog nooit so baie kleure gehad nie. Sy het onmiddellik begin teken, haar klein gesig intens gekonsentreerd. Na 'n ruk het sy die tekening na hom uitgehou. Dit was 'n prentjie van 3 mense wat hand aan hand staan, 'n lang figuur wat hy as homself herken het, 'n kleiner vroulike figuur wat Nomfila moes wees, en 'n klein dogtertjie tussen hulle. Dis ons, het sy eenvoudig gesê. Ons is 'n familie. Die woorde het Hendrik tot in sy siel geraak. 'n Familie. Hoe lank was dit sedert hy deel van 'n werklike familie gevoel het? Sedert sy ma se vroeë vertrek was dit net hy en sy pa gewees, 2 vreemdelinge wat in dieselfde huis gewoon het, verbind deur bloed, maar geskei deur onuitgespreekte hartseer en verwyte. Nomfila, wat die tekening oor sy skouer gesien het verskonend geglimlag. Kinders, het sy gesê. Hulle verbeel hulle gou dinge. Maar was dit regtig net verbeelding? Hendrik het besef dat hierdie oomblikke saam met Tandi en Nomfila die enigste tyd was dat hy werklik lewendig gevoel het. Die res van sy lewe het begin voel soos die skadu, en hierdie oomblikke, hierdie deeltyd familie, was die werklikheid. Hy het geweet wat hy moes doen. Daardie aand terug in sy kantoor het hy die papierwerk begin, alles gereed gemaak om Nomfila weer aan te stel, nie as 'n kamermeisie nie, maar as 'n bestuurder in opleiding, iemand wat haar droom van 'n eie gastehuis kon verwesenlik. Maar hy kon nie wegkom van die leuen wat tussen hulle gestaan het nie. Hoe sou Nomfila reageer wanneer sy uitvind wie hy werklik was? Sou sy hom ooit kan vergewe? Ek verstaan nie, het Nomfila gesê, die werkskontrak wat Hendrik haar gegee het in haar hande. Hulle het in 'n klein koffiewinkel gesit, 'n paar blokke van die volstasie. Tandi was by 'n nabygeleë tafel, verdiep in 'n nuwe kinderboek wat Hendrik vir haar gebring het. Dis 'n permanente posisie, het Hendrik verduidelik. Bestuurder in opleiding. Die salaris is goed en daar's voordele. Mediese versekering, pensioen, hulp met studiegelde. Nomfila se oë het wyd geword terwyl sy die bedrag op die kontrak gesien het, amper 3 keer wat sy as kamermeisie verdien het. Maar hoekom, het sy gevra, haar stem skaars hoorbaar. Hoekom ek? Hendrik het diep asem gehaal. Hy het geweet hy moes die waarheid vertel, maar die vrees dat hy haar en Tandi sou verloor, was oorweldigend. Die hotel soek iemand met jou ondervinding, het hy gesê. Iemand wat die bedryf van die grond af ken. En jy is in 'n posisie om hierdie besluite te neem, het sy gevra, haar oë nou agterdogtig. Jy het gesê jy werk by die hotel, maar jy het nooit gesê wat jy doen nie. Hendrik het sy oë vir 'n oomblik gesluit. Die oomblik het aangebreek. Hy moes kies tussen om voort te gaan met die leuen of om die waarheid te vertel en die gevolge te dra. Nomfila, het hy begin, sy stem ernstig, daar's iets wat ek jou moet vertel. Maar voor hy kon voortgaan, het die deur van die koffiewinkel oopgegaan en 'n man in 'n pak het ingekom, Pieter Venter, een van Hendrik se senior bestuurders. Meneer van der Merwe, het Venter uitgeroep, duidelik verras om sy baas in so 'n beskeie koffiewinkel te sien. Ek het gewonder waar jy smiddag verdwyn. Die raad soek oral na jou. Nomfila se gesig het verstaar. Van der Merwe, het sy herhaal, haar stem wat koud geword het. Van der Merwe, soos in die Van der Merwe hotelgroep. Hendrik kon sien hoe die besef stadig in haar oë deurbreek. Sy weet wie hy is. Nomfila, ek kan verduidelik, het hy begin, maar sy het reeds opgestaan, die kontrak op die tafel neergegooi. Jy's die eienaar, het sy gesê, haar stem laag en intens. Jy's die man wat ons almal afgedank het. Wat my lewe verwoes het. Mamma. Tandi was nou langs haar moeder verward deur die skielike verandering in atmosfeer. Kom, Tandi. Ons gaan. Nomfila het haar dogter se hand gegryp. Maar mamma, wat van oom Hendrik, het Tandi geprotesteer, haar oë wat tussen die 2 volwassenes beweeg het. Hy's nie wie ons gedink het hy is nie, het Nomfila gesê. Sy het na Hendrik gekyk, haar oë vol pyn en woede. Was dit alles 'n speletjie vir jou, 'n bietjie vermaak? Die ryk man wat kom kyk hoe die armes lewe. Nee, het Hendrik uitgeroep, sy stem wat gebreek het. Dit was nooit 'n spel nie. Wat tussen ons gebeur het, dit was die enigste egte ding in my lewe. Maar Nomfila was reeds by die deur, Tandi se hand stewig in hare.
Sy het een laaste keer omgekyk, haar oë vol trane. Moenie weer naby ons kom nie. Hendrik het daar gestaan, verpletter, terwyl hulle weggestap het. Venter het ongemaklik sy keel skoongemaak. Ek sal later met jou praat, meneer, het hy gesê en vinnig die koffiewinkel verlaat. Alleen by die tafel het Hendrik die kontrak opgetel. Al sy planne, al sy hoop om reg te maak wat hy verkeerd gedoen het, dit het alles soos as in sy mond gevoel. Die volgende paar dae was die donkerste in Hendrik se lewe. Hy het teruggekeer na die volstasie, net om uit te vind dat Nomfila en Tande weg was. Niemand kon of wou hom sê waarheen hulle gegaan het nie. In sy kantoor het hy soos 'n spook beweeg, besluite geneem en dokumente geteken sonder om werklik bewus te wees van wat hy doen. Die leegheid wat hy altyd gevoel het nou soos 'n afgrond gevoel. Dit was op die 3de dag na Nomfila en Tande se verdwyning dat hy 'n besluit geneem het. Hy het reguit na sy pa se kantoor gegaan, die patriarg van die Van der Merwe ryk, 'n man wat hy meer gevrees as liefgehad het. Willem van der Merwe was 'n imposante figuur, selfs in sy 70's. Sy hare was silwer, sy oë koud soos staal, sy gesig gekap uit graniet. Hy het skaars opgekyk toe Hendrik sy kantoor binnegekom het. "Waarmee kan ek jou help, Hendrik?" het hy gevra, sy stem so formeel asof hy met 'n vreemdeling gepraat het. "Pa, ons moet praat oor die manier waarop ons die maatskappy bestuur," het Hendrik gesê, 'n vasberadenheid in sy stem wat hy self skaars herken het. Willem het sy leesbril afgehaal, sy seun met 'n mengsel van irritasie en nuuskierigheid beskou. "Wat bedoel jy?" "Ons behandel ons werknemers soos weggooi items," het Hendrik gesê. "Ons neem besluite gebaseer op geld alleen, sonder om te dink aan die mense wat geraak word." Willem het gelag, 'n kort, bitter klank sonder humor. "En wanneer het jy hierdie nuwe filosofie ontwikkel? Jy was nog altyd die eerste een om op besnoeiings aan te dring." "Ek was verkeerd," het Hendrik eenvoudig gesê. "Ons is verkeerd. Ons verloor goeie, loyale werknemers. Ons verwoes lewens." Willem se oë het vernou. "Besigheid is besigheid, seun. Dit het niks met lewens te doen nie. Dis syfers op 'n balansstaat." "Nee, pa," het Hendrik gesê, sy stem wat sterker geword het. "Besigheid is mense. Sonder die mense is daar geen besigheid nie." Willem het stadig opgestaan, sy hande plat op sy lesenaar. "Is dit waaroor al hierdie nonsens gaan die afgelope paar weke? Jy wat verdwyn, vergaderings mis. Het jy 'n of ander soort middeleewe krisis?" "Ek het iemand ontmoet," het Hendrik gesê. "Iemand wat my laat sien het wat ons doen." "'n vrou," het Willem gespot. "Het 'n mooi gesiggie jou kop gedraai." "'n kind," het Hendrik gesê. "En haar ma een van die kamermeisies wat ons afgedank het." Willem se gesig het verhard. "Ek verstaan nie waaroor jy so ontsteld is nie. Ons het niemand iets skuld nie. Ons skuld hulle alles," het Hendrik uitgebars. "Hierdie maatskappy is gebou op hulle arbeid. Die kamers is skoon omdat hulle dit skoon maak. Die gaste is gelukkig omdat hulle versorg." Hy het na sy pa se venster gewys, na die uitsig oor die stad. "Daar buite is mense wat honger gaan slaap, pa. Kinders wat in karre woon omdat ons besluit het dat ons winsgrens belangriker is as hulle lewens." Willem het sy kop geskud. "Jy klink soos jou ma altyd besorg oor die armes, die minder bevoorregtes. En kyk waar het dit haar gebring." Die verwysing na sy ma het Hendrik laat verstil. Sy ma, wat altyd haar stem verhef het vir die werknemers, wat vrywilligerswerk in die armste dele van die Kaap gedoen het. Sy ma, wie se vroeë vertrek altyd in geheimsinnigheid gehul was. "Wat bedoel jy?" het hy gevra, sy stem skielik sag. Willem het weggedraai, na die venster gestaar. Vir 'n oomblik het Hendrik gedink sy pa sou nie antwoord nie. "Jou ma het nooit werklik verstaan hoe besigheid werk nie," het Willem uiteindelik gesê. "Sy wou altyd meer doen, meer betaal, meer voordele gee, meer tyd af. Sy kon nie sien hoe dit die maatskappy sou reneer nie." "Sy was reg," het Hendrik gesê, die besef wat stadig oor hom gespoel het. "Al hierdie jare en sy was reg." Willem het omgedraai, sy oë koud. "Gaan jy nou ook loop, soos sy?" Die vraag het Hendrik onkant betrap. "Wat bedoel jy, loop?" "Ma is gesterf in 'n motorongeluk." Iets het oor Willem se gesig beweeg, 'n flitsende uitdrukking wat Hendrik nie kon lees nie. "Is dit wat jy glo?" "Dit is wat jy my vertel het Hendrik gesê, sy stem wat nou gebewe het." Willem het swaar gesig, skielik ouer gelyk.
Jou ma het ons verlaat, Hendrik. Sy kon nie die manier waarop ek besigheid gedoen het, verduur nie. Sy het gesê ek het geen hart nie, geen siel nie. Sy het jou probeer saamvat, maar ek het gedreig om haar te reneer as sy dit doen. Hendrik het gevoel asof die grond onder sy voete weggeval het. Ma het ons verlaat. Sy leef nog. Willem het weer gesig. Ek weet nie. Ons het nie in jare kontak gehad nie. Sy het na Johannesburg getrek, sover ek weet. Hertroud 'n nuwe lewe begin. Hendrik kon skaars die woorde verwerk. Sy hele lewe was gebou op 'n leuen. Sy ma, die vrou wat hy gedink het dood is, kon nog lewendig wees. Die vader wat hy altyd probeer beïndruk het, wat hy nagestreef het om te wees, hy het sy ma weggedryf, haar gedwing om haar seun agter te laat. Hoekom, was al wat hy kon vra. Hoekom het jy vir my gejok? Ek het gedink dit sou makliker wees, het Willem gesê, sy stem nou sagter. Vir 'n kind om te verstaan dat sy ma gesterf het, eerder as dat sy hom verlaat het. En toe het jy my geleer om te word soos jy, het Hendrik gesê, woede wat nou deur sy geskokte verdowing gebreek het. Sonder hart. Sonder siel. Willem het nie ontken nie. Hy het net terug na sy stoel gegaan en swaar gaan sit. Dit was hoe ek gedink het 'n man moet wees. Sterk. Beslissend. Nie deur emosies beheer nie. Hendrik het sy hande tot vuiste gebal. Jy het my ma van my weggeneem. Jy het my in jou beeld gevorm. En waarvoor? Sodat ek ook mense se lewens kan verwoes. Sodat ek ook nooit ware koneksies kan hê nie. Ek het gedoen wat ek gedink het die beste was, het Willem gesê, maar daar was twyfel in sy stem. Die maatskappy kan verrot, het Hendrik gesê, sy stem laag en intens. Ek gee nie meer om nie. Hy het omgedraai en na die deur gestap. Waar gaan jy heen, het Willem gevra, 'n blik van ongerusheid wat oor sy gesig gespoel het. Hendrik het by die deur gestop en teruggekyk na sy pa. Die ou man het skielik klein gelyk, verslaan, alleen by sy imposante lesenaar. Vir 'n oomblik het Hendrik amper jammer gevoel vir hom. Ek gaan Nomfila en Tande vind, het hy gesê. Ek gaan probeer om dinge reg te maak. En dan gaan ek ma soek. Willem het niks gesê nie, net stadig geknik. Hendrik het na sy eie kantoor teruggekeer, sy gedagtes in 'n warboel. Sy hele wêreld het pas omgekeer, maar te midde van die chaos was daar 'n vreemde helderheid. Hy het geweet wat hy moes doen. Hy het Annika ingeroep, sy loyale assistent wat al jare lank vir hom gewerk het. Ek het jou hulp nodig, het hy gesê. Sy het aan aandag gestaan, notaboek in die hand soos altyd. Enige iets, meneer. Eerstens, ek het 'n belangrike soektog. Ek moet 'n voormalige werknemer opspoor, Nomfila Nkosi. Sy was 'n kamermeisie hier tot ongeveer 6 maande gelede. Annika het haar wenkbroue gelig, maar nie gevra waarom nie. Sy het net die naam neergeskryf. Tweedens, ek wil 'n dringende vergadering met die uitvoerende bestuur hê. Môreoggend, eerste ding. Ek gaan veranderinge voorstel aan ons personeelbeleid. Annika het geknik, haar pen wat vinnig beweeg het. Derdens, het Hendrik gesê, effens gehuiwer, ek benodig inligting oor iemand wat jare gelede verdwyn het. My ma, Elisabeth van der Merwe. Sy het Kaapstad verlaat toe ek 8 was na Johannesburg toe. Ek moet haar vind. Nou het Annika opgekyk, verrassing duidelik op haar gesig. Almal in die maatskappy het gedink Elisabeth van der Merwe was dood. Sal dit alles wees, meneer, het sy gevra, haar stem effens onseker. Nog een ding, het Hendrik gesê. Kry asseblief die adres van die naaste weeshuis of kinderhuis. En reël dat 'n groot hoeveelheid speelgoed en boeke daarin afgelewer word. Vandag nog. Annika het flou geglimlag, asof sy skielik iets verstaan het. Reg, meneer. Onmiddellik. Die res van die dag het Hendrik in 'n koorsagtige soektog deurgebring. Hy het elke kontak wat hy in die stad gehad het gebel, elke guns ingesamel wat hy ooit aan iemand gedoen het. Hy moes vir Nomfila en Tande vind. Hy moes sy nuwe familie terugkry. Dit was amper middernag toe sy foon gerinkel het. Dit was Jabi, die sekuriteitshoof by die Van der Merwe Marina Hotel, 'n kleiner eiendom aan die waterkant wat aan die groep behoort het. Meneer Van der Merwe, het Jabi se stem oor die lyn gekom. Ek dink ons het die vrou gevind wat jy soek. Daar's 'n Nomfila Nkosi wat in 'n skuilings naby die hotel bly. Sy het vandag daar aangekom met haar dogtertjie.
Hendrik se hart het 'n slag geslaan. Is jy seker? Ja, meneer. Ek het 'n vriend wat by die skuiling werk. Dit pas by die beskrywing wat jy gegee het. Hendrik het vinnig aantekeninge gemaak. Dankie, Jabie. Ek waardeer dit opreg. Die volgende oggend was Hendrik vroeg op, 'n mengsel van vrees en hoop wat deur hom gevloei het. Sou Nomfila met hom wil praat? Sou sy bereid wees om te luister? Hy het nie die antwoorde geken nie, maar hy het geweet hy moes probeer. Die skuiling was 'n nederige gebou in 'n bedrywige werkkerklasbuurt. Hy het opgelet dat dit goed onderhou was, met helder gekleurde gordyne en blomme by die ingang. Dit was duidelik 'n plek wat met deernis bestuur is. Sy hart het amper stil gestaan toe hy Tande in die binnehof opgemerk het. Sy was besig om met ander kinders te speel, haar lag wat oor die tuin weergalm het. Vir 'n oomblik het hy net daar gestaan en kyk, verwonderd oor hoe veerkragtig kinders kon wees. Maar 'n ouer vrou met vriendelike oë het hom by die ingang ontmoet. "Kan ek help, meneer?" Ek soek vir Nomfila Nkosi," het hy gesê, skielik besef hoe netjies hy aangetrek was, hoe uit plek hy in hierdie omgewing moes lyk. Die vrou se glimlag het effens vervaag. "En jy is?" "My naam is Hendrik. Hendrik van der Merwe. Ek is 'n vriend." Van der Merwe het die vrou herhaal, haar oë wat hom nou versigtig bestudeer het. "Van die hotelgroep?" "Ja," het hy eerlik gesê. "Geen meer leuns nie. Ek moet dringend met haar praat." "Asseblief." Die vrou het hom vir 'n lang oomblik bestudeer, asof sy sy bedoelings kon lees. Uiteindelik het sy geknik. "Wag hier. Ek sal kyk of sy bereid is om jou te sien." Die minute wat gevolg het, was van die langste in Hendrik se lewe. Hy kon Tande nog steeds hoor lag, die klank wat tegelykertyd sy hart verhef en gebreek het. Sou hierdie die laaste keer wees dat hy daardie lag hoor? Toe, skielik, was Nomfila daar. Sy het in die deur gestaan, haar gesig versigtig uitdrukkingloos, haar liggaam styf van spanning. "Waarom is jy hier?" het sy direk gevra, geen begroeting, geen omhaal van woorde nie. "Ek moes jou vind," het hy gesê. Ek moes om verskoning vra. Ek moes verduidelik." "Verduidelik wat?" het sy gevra. "Hoekom jy vir ons gejok het? Hoekom jy voorgegee het om iemand anders te wees?" "Ek het nie voorgegee nie," het hy gesê, sy stem laag en dringend. "Vir die eerste keer in jare was ek werklik myself. Nie meneer van der Merwe, die hotel uitvoerende hoof nie. Net Hendrik, 'n man wat konneksie gevind het. Wat omgee." Nomfila se oë het effens versag, maar haar houding het steeds versigtig gebly. "Jy kon net die waarheid vertel het." "Ek was bang," het hy erken. "Toe ek uitvind wie jy was, dat jy by my hotel gewerk het ek geweet jy sou my haat. En teen daardie tyd was jy en Tandi reeds vir my belangrik. Ek kon nie die gedagte verdra om julle te verloor nie. En tog het jy ons verloor," het sy gesê, maar daar was nou meer hartseer as woede in haar stem. "Dis waarom ek hier is," het hy gesê. "Ek wil jou vertel wat gebeur het. Hoekom ek verander het. Ek wil jou alles vertel, en dan kan jy besluit of jy my wil vergewe. Of ons weer kan begin. Op eerlikheid hierdie keer." Nomfila het na die binnehof gekyk, waar Tandi en die ander kinders gespeel het. Toe het sy terug na Hendrik gekyk, 'n lang oomblik van oorweging. "Kom," het sy uiteindelik gesê. "Ons kan in die tuin praat." Hulle het op 'n verweerde bankie in die tuin gaan sit, ver genoeg van die spelende kinders dat hulle privaat kon praat, maar naby genoeg dat Nomfila Tande in die oog kon hou. Vir 'n lang oomblik het hulle net daar gesit, die stilte tussen hulle gelaai met onuitgesproke woorde. "Begin by die begin," het Nomfila uiteindelik gesê, haar hande rusteloos in haar skoot. En so het Hendrik gedoen. Hy het haar vertel van sy lewe, van die koue, emosielose manier waarop hy grootgemaak is, van die leuen waarop sy hele bestaan gebou was. Hy het vertel van sy pa se openbaring, van die ma wat hy gedink het gesterf het, maar wat eintlik net verdwyn het uit sy lewe. "Ek het gedink ek het alles," het hy gesê, sy oë wat na Tande gedwaal het wat vrolik met 'n bal gespeel het. "Geld, mag, sukses. Maar toe ek Tande in die park sien, daardie dag met die leeborde, dit het iets in my wakker gemaak. Iets wat ek gedink het lankal dood is." "Hoekom het jy ons gehelp?" het Nomfila direk gevra. "Was dit skuld? Jammerte?" Hendrik het sy kop geskud. "Dit was nie jammerte nie. Dit was herkenning.
Ek was ryk, maar leeg. Jy en Tande was arm, maar vol lewe, vol warmte. Ek het deel van daardie warmte geword, selfs vir 'n kort rukkie. Nomfila het stadig uitasem. En toe jy uitvind ek het by jou hotel gewerk dat ek een van die mense was wat jou maatskappy afgedank het. Dit het my verpletter, het hy erken. Dit het my laat besef hoe blind ek was. Hoe ek mense as syfers gesien het, nie as mense nie. Maar jy het steeds nie die waarheid vertel nie, het sy hom herinner. Nee, het hy saggies gesê. Ek was 'n lafaard. Ek was bang om jou te verloor. Tande het skielik opgekyk en Hendrik gesien. Haar gesig het opgehelder, haar oë het wyd geword van verrassing en vreugde. Oom Hendrik, het sy uitgeroep. Voor Nomfila kon reageer, het Tande oor die gras gehardloop en haarself in Hendrik se arms gegooi. Hy het haar vasgehou, die klein liggaam stewig teen syne, die reuk van sonskyn en kindershampoo wat hom omring het. Jy het teruggekom, het Tande gesê, haar klein stemmetjie vol blydskap. Ek het geweet jy sou. Hendrik het oor haar kop na Nomfila gekyk, onseker hoe om te reageer. Nomfila se gesig was 'n masker van emosies, verwyd, besorgdheid en iets anders, iets sagter. Tande, het sy gesê, gaan speel nog 'n bietjie. Oom Hendrik en ek moet nog praat. Gaan jy hom wegjaag, het Tande gevra, haar onderlip wat begin bewe het. Asseblief moenie, mamma. Hy's my vriend. Nomfila se gesig het versag. Ek gaan net met hom praat, skat. Gaan speel nou. Teensinnig het Tande Hendrik losgelaat en teruggehardloop na haar maats, maar nie sonder om elke paar oomblikke om te kyk nie, asof sy seker wou maak dat hy steeds daar was. Sy het jou gemis, het Nomfila eenvoudig gesê. Ek het haar ook gemis, het hy gesê, sy stem is van emosie. Haar en jou. Nomfila het diep asemhaal. Wat wil jy hê, Hendrik? Waarom is jy regtig hier? Ek wil alles regstel, het hy gesê. Ek wil jou en Tande terug in jou lewens kry. Ek wil jou die werk gee wat jy verdien, en meer, ek wil jou help om daardie gastehuis te kry waarvan jy gedroom het. Sy het hom agterdogtig aangekyk. En wat kry jy daaruit? Hendrik het sy oë gesluit, die vraag werklik oorweeg. Verlossing, miskien 'n kans om die persoon te wees wat ek moes wees, 'n kans om deel te wees van iets wat eg is. Toe hy sy oë oopgemaak het hy gesien dat Nomfila se oë vol trane was. Ek weet nie of ek jou kan vertrou nie, het sy gesê. Ek wil, maar ek kan nie bekostig om weer seer gemaak te word nie. Tande het reeds te veel verloor. Ek vra nie dat jy my nou vertrou nie, het Hendrik gesê. Ek vra net vir 'n kans om jou te wys dat ek verander het. Om te bewys dat ek ernstig is. Hoe, het sy gevra? Kom werk by die hotel, het hy gesê. Nie as 'n kamermeisie nie, maar as 'n bestuurder in opleiding, soos die kontrak gesê het. Laat my jou help om jou studies te voltooi. Tande kan terug skool toe gaan. Julle kan 'n ordentlike plek hê om te bly. En as dit nie werk nie, as jy besluit hierdie nuwe jy is net 'n fase, dan gee ek jou steeds die middele om op jou eie voete te staan, het hy gesê. Die opleiding, die ondervinding, die kontakte. Jy sal nooit weer afhanklik wees van enigiemand se guns nie. Nomfila het stil geword, haar oë wat na Tande gedwaal het. Sy hou van jou, het sy uiteindelik gesê. Sy praat die hele tyd van jou, van julle pikniks, van die stories wat jy vir haar vertel het. Hendrik het gevoel hoe sy hart swel. Ek hou ook van haar. Sy het my gered, Nomfila. Sy en jy. Nomfila het haar oë afgevee en reguit na hom gekyk. Ek sal jou een kans gee, het sy gesê. Wees eerlik met my, altyd, selfs wanneer dit moeilik is. As jy ooit weer vir my lieg, is dit verby. Hendrik het gevoel hoe die spanning uit sy liggaam vloei, vervang deur 'n gevoel van verwondering. Ek beloof. En ek neem nie die werk omdat ek jou nodig het nie, het sy bygevoeg, haar ken wat uitdagend gelig het. Ek neem dit omdat ek goed is met wat ek doen, en omdat ek 'n beter lewe vir my dogter wil gee. Ek weet, het hy gesê, 'n klein glimlag wat om sy mondhoeke gespeel het. Jy's die mees bekwame persoon wat ek ken. Die volgende paar weke was 'n tyd van intense verandering. Nomfila het haar nuwe pos by die hotel aanvaar en het gou bewys dat sy die korrekte persoon vir die werk was. Haar natuurlike gasvryheid en haar eerlike terugvoer oor hoe die hotel verbeter kon word, het haar 'n waardevolle bate gemaak.
Met Hendrik se hulp het hulle 'n klein woonstel in Vredehoek gehuur, 'n beskeie, maar veilige plek met 'n uitsig oor die stad. Tandi is ingeskryf by 'n goeie skool in die buurt en het gebloei in die nuwe omgewing, haar natuurlike nuuskierigheid en intelligensie wat nou die ruimte gehad het om te ontwikkel. Hendrik het ook verander. Hy het 'n volledige hersiening van die hotel se personeelbeleid gelas, beter lone en voordele ingestel en 'n program begin om voormalige werknemers wat tydens die pandemie afgedank is, weer in diens te neem. Hy het begin om meer tyd op die hotelvloer te spandeer, om met die personeel te praat, om hulle name en gesigte te leer. Sy pa het hierdie veranderinge met gemengde gevoelens aanskou. Jy gaan die besigheid reineer, het hy gewaarsku. Maar tot beide se verbasing het die teenoorgestelde gebeur. Die personeel, nou beter behandel en meer gewaardeer, het harder gewerk. Kliëntetevredenheid het gestyg. Die Van der Merwe Hotelgroep het begin om bekend te staan as 'n maatskappy wat omgee vir sy mense en dit het nuwe besigheid ingebring. Een aand, nadat Tande bed toe was, het Hendrik en Nomfila saam op die klein balkon van die woonstel gesit, die ligte van Kaapstad wat onder hulle geskitter het. Ek het vandag iets uitgevind, het Hendrik gesê, sy stem sag in die aandlig. Het Nomfila reageer, haar oë wat op die uitsig gerus het. My ma, het hy gesê. Annika het haar gevind. Sy woon in Johannesburg, werk as 'n konsultant vir nuwensorganisasies. Sy het nooit weer getrou nie. Nomfila het na hom gedraai, haar gesig sag in die skemerlig. Gaan jy haar kontak? Ek het reeds, het hy gesê. Ons het vir amper 'n uur gepraat. Sy het gehuil toe sy my stem hoor. Hoe het dit gevoel, het Nomfila gevra, haar hand wat liggies op syne kom rus het. Soos om 'n stuk van myself terug te vind, het hy gesê. Sy het my vertel hoe sy elke jaar op my verjaardag na Kaapstad gekom het, net om van 'n afstand te kyk hoe ek groot word. Hoe sy my in die nuus dopgehou het. Sy het jou altyd liefgehad, het Nomfila saggies gesê. Ja, het hy instemmend geknik. Sy het gevra of sy kan kom kuier. Om jou en Tande te ontmoet. Ek sou dit graag wil hê, het Nomfila gesê, haar hand wat nou syne vashou. Hulle het in stilte gesit, die aanraking van hul hande wat meer gesê het as woorde. Daar was nog soveel tussen hulle wat ongesê was, soveel wat nog moes ontwikkel, maar daar was tyd. Vir die eerste keer in sy lewe het Hendrik gevoel hy hoef nie te jaag nie, hoef nie te presteer nie. Hy kon net wees. Ek het iets vir jou, het hy gesê, 'n koevert uit sy sak gehaal. Dit hoef nie nou te wees nie, of ooit, as jy nie wil nie. Maar ek wil hê jy moet dit hê. Sy het die koevert oopgemaak en die dokumente gelees, haar oë wat wyd geword het. Dit is die dokumente om jou eie gastehuis te begin, het hy verduidelik. Die eiendom, die besigheidsplan, die finansiering, alles wat jy nodig het. Dit is in jou naam. Geen voorwaardes nie. Hendrik, het sy gesê, haar stem skaars hoorbaar, dit is te veel. Nee, het hy gesê. Dit is presies reg, jy het my geleer wat dit werklik beteken om ryk te wees, Nomfila. Nie met geld nie, maar met liefde, met deernis, met menslikheid. Laat my toe om jou droom waar te maak, as 'n klein dankie. Sy het die dokumente teen haar bors gedruk, trane wat stil oor haar wange gerol het. Ek weet nie wat om te sê nie. Sê niks, het hy gesê, sy hand wat saggies oor haar wang gevee het. Of sê dat jy my sal toelaat om deel te wees van jou en Tande se lewens, selfs nadat jy jou eie besigheid begin het. Altyd, het sy gefluister, haar hand wat syne gevang het teen haar wang. Jy is deel van ons familie nou. En so, onder die Kaapse sterrelig, het Hendrik van der Merwe uiteindelik tuis gekom. 6 maande later. Die son het warm geskyn oor die Kompandiestein, die historiese park in die hart van Kaapstad wat so 'n belangrike rol in Hendrik se lewe gespeel het. Dit was 'n perfekte dag vir 'n piknik, 'n regte piknik hierdie keer, met regte kos op regte borde. Onder dieselfde boom waar hy Tandi vir die eerste keer ontmoet het, het Hendrik 'n groot kombers uitgesprei. Rondom hom was die mense wat nou sy lewe gevul het, Nomfila besig om borde uit 'n mandjie te haal, Tandi, wat opgewonde rondgehardloop het, nou gesond en lewenslustig in haar netjiese skooluniform, en Elisabeth, sy ma, wie se oë dieselfde blou as syne was, haar gesig wat nou sagter was met ouderdom, maar steeds vol lewe. Hier kom hulle, het Tandi uitgeroep, haar vinger wat na die parkinghang gewys het. Hendrik het opgekyk om 'n groep mense te sien wat nader kom, werknemers van die Van der Merwe Hotel, baie van hulle voormalige werknemers wat nou weer in diens geneem is.
Dit was 'n spesiale geleentheid vandag, 'n viering van die nuwe rigting wat die maatskappy ingeslaan het. Is alles reg? Het Nomfila langs hom gevra, haar hand wat liggies teen sy rug gerus het. Perfek, het hy gesê en hy het dit bedoel. Die afgelope 6 maande was 'n reis van heling en herontdekking. Nomfila het vinnig gevorder in haar nuwe posisie en het nou haar eie span gelei wat die kliëntervaring by al die Van der Merwe hotelle verbeter het. Thandi het in haar nuwe skool gefloreer, haar rapporte wat haar uitsonderlike intelligensie en nuuskierige gees weerspieël het. Elisabeth se terugkeer in sy lewe was aanvanklik pynlik, maar uiteindelik helend. Hulle het lang, eerlike gesprekke gehad, jare se stilte en verlore geleenthede probeer inhaal. Sy het na Kaapstad verhuis, na 'n klein huisie in die voorstede, en het 'n integrale deel van hul lewens geword. Selfs sy verhouding met sy pa het begin verander. Willem het aanvanklik Hendrik se nuwe benadering tot die besigheid teengestaan, maar toe die resultate begin wys, het hy stadig begin verander. Daar was nog baie pyn tussen hulle, baie jare van koue formaliteit om te oorkom, maar hulle het begin praat, regtig praat, vir die eerste keer. Die hotel se werknemers het nader gekom, elkeen met 'n gereg in die hand. Dit was Hendrik se idee, 'n gemeenskapsmaaltyd waar elkeen iets van hul eie kultuur en tradisie bring om te deel. Die verskeidenheid was verstommend: Kaapse Malayse curry, tradisionele Xhosa stoofgeregte, Afrikaanse boerekosse, Indiese biryani en soveel meer. Welkom almal, het Hendrik gesê, opgestaan om hulle te groet. Dankie dat julle vandag by ons aangesluit het. Dit was nie 'n formele gebeurtenis nie, geen toesprake, geen korporatiewe protokol nie. Net mense wat saam eet, lag en stories deel. Kinders wat saam speel, tale wat meng in die lig, kos wat van hand tot hand gaan. Terwyl die piknik gevorder het, het Hendrik 'n oomblik alleen met Thandi gehad. Sy het langs hom op die kombers gesit, haar bord vol kos. Onthou jy toe ons die eerste keer hier was, het hy gevra. Thandi het geglimlag, haar oë wyser as haar jare. Toe ek net voorgegee het ek eet. Ja, het hy gesê, sy keel wat skielik toegetrek het met emosie. Ek hoef nie meer voor te gee nie, het sy eenvoudig gesê, 'n groot hap van haar kos geneem. Dankie, oom Hendrik. Nee, Thandi, het hy gesê, sy arm om haar skouers. Ek moet jou bedank. Jy het my lewe gered daardie dag. Sy het haar kop teen sy skouer laat rus, gemaklik in die wete dat sy veilig was, dat sy behoort het. Later, terwyl die son begin sak het, het Hendrik Nomfila na die fontein in die middel van die tuin geneem. In die sagte aandlig was sy pragtig, haar oë wat die goue gloed van die sonsondergang weerkaats het. Ek het iets vir jou, het hy gesê, 'n klein boksie uit sy sak gehaal. Nomfila het haar asem ingehou terwyl hy die boksie oopgemaak het om 'n sleutel te onthul. Die gastehuis is klaar, het hy gesê. Die Thandi gastehuis. Alles is presies soos jy dit wou hê. Hendrik, het sy gesê, haar stem vol emosie, ek weet nie wat om te sê nie. Jy hoef niks te sê nie, het hy geantwoord. Jy het gewerk daarvoor. Jy verdien dit. Nee, het sy gesê, haar oë wat in syne gesluit het. Ek bedoel ek weet nie wat om te sê oor alles nie. Oor hoe jy my lewe verander het, hoe jy Thandi se lewe verander het. Julle het my lewe verander, het hy eenvoudig gesê. Voor julle het ek net bestaan. Nou leef ek. Nomfila het na hom opgekyk, haar oë vol met iets wat hy nooit gedink het hy sou verdien nie, liefde. Wat volgende, het sy sag gevra. Dit hang van jou af, het hy gesê. Ek het 'n ander geskenk, as jy dit wil hê. Maar hierdie een kom met 'n voorwaarde. Hy het 'n tweede boksie uitgehaal, hierdie een kleiner. Binne-in was 'n eenvoudige maar elegant ring, enkele diamant wat in die aandlig gefonkel het. Die voorwaarde, het hy gesê, sy stem wat effens gebewe het, is dat ons dit saam doen. Die gastehuis, die toekoms, alles. Nomfila se oë het wyd geword, haar hand wat na haar mond gegaan het. Ek het nooit gedink dat ek liefde sou vind nie, het hy voortgegaan. Ek het gedink ek was te gebroken, te leeg. Maar jy en Thandi, julle het my gewys dat dit nooit te laat is nie. Dat mense kan verander, dat wonde kan genees. Hendrik, het sy gefluister. Ek is lief vir jou, het hy eenvoudig gesê. Ek is lief vir Thandi. En as julle my wil hê, sal ek die res van my lewe spandeer om julle dieselfde liefde te wys wat julle my gewys het. 'n traan het oor Nomfila se wang gerol. Ons is so verskillend, het sy gesê. Ons kom uit sulke verskillende wêrelde. Nie meer nie, het hy gesê. My wêreld is waar jy en Thandi is.
En as jy my sal hê, wil ek dit amptelik maak. Sy het haar hand na hom uitgestrek, haar vingers wat effens gebewe het. Ja, het sy eenvoudig gesê. Ons sal jou hê. Hendrik het die ring aan haar vinger gesit, die simbool van 'n verbintenis wat in die mees onwaarskynlike omstandighede begin het. 'n Ryk man wat 'n arm kind ontmoet het wat voorgegee het sy eet 'n maaltyd uit leë borde. Nomfila het haar arms om sy nek gesit, hom nader getrek. Van die oomblik wat jy na te hande gekyk het met daardie oë vol deernis, het ek geweet daar was iets spesiaals aan jou, het sy sag gesê. Ek is bly ek was reg. Terwyl hulle terug na die piknik geloop het, het Hendrik opgemerk hoe die personeel met mekaar omgegaan het, verskillende range, verskillende agtergronde, wat nou as gelykes gesels. Die kinders wat saam gespeel het, onbewus van die verskille wat hul ouers dalk verdeel het. Dit was 'n mikrokosmos van wat moontlik was, van hoe die wêreld kon wees as mense mekaar eers as mense sien, nie as werkers of base, ryk of arm nie. Tande het na hulle toe gehardloop, haar gesig stralend toe sy die ring aan Nomfila se vinger opgemerk het. Gaan ons 'n familie wees, 'n regte familie, het sy gevra, haar oë vol hoop. Ons is reeds 'n familie, skat, het Nomfila gesê, haar arm om haar dogter. Hierdie maak dit net amptelik. Tande het haar arms om beide van hulle gegooi, 'n klein brug tussen twee wêrelde wat nou een geword het. Later, terwyl die son finaal agter Tafelberg gesak het en die eerste sterre begin verskyn het, het die groep 'n kring om die piknikkombers gevorm. Elisabeth het 'n gitaar uitgehaal en begin speel, 'n sagte, melodieuse liedjie. Tande het na Hendrik se skoot geklim, haar klein liggaam swaar met tevredenheid en moegheid. Oom Hendrik, het sy gefluister, het jy geweet dit sou so eindig toe jy my die eerste keer gesien het? Hendrik het sy arms om haar gevou, sy hart vol van 'n geluk wat hy nooit gedink het hy sou ken nie. Nee, skattebol. Ek het nooit gedink ek sou so gelukkig wees nie. Ek het geweet, het sy beslis gesê, haar oë wat toegeval het terwyl sy teen hom gerus het. Ek het geweet jy was die een wat my sou help om nie meer te hoef voorgee nie. Terwyl Tande in sy arms aan die slaap geraak het, het Hendrik oor die kring van gesigte gekyk, Nomfila, wat nou sy verloofde was, sy ma, terug in sy lewe, die werknemers en hul families, almal saamgebind deur 'n toevallige ontmoeting in 'n park. Hy het besef dat ware rykdom nie in bankstate of eiendomme lê nie, maar in die koneksies wat ons met mekaar deel. Dat ware sukses nie gemeet word in winste nie, maar in die verskil wat ons in ander se lewens maak. En terwyl die sterre helderder geword het oor Kaapstad, het Hendrik van der Merwe, se eensame, emosielose sakeman, sy oë gesluit, die gewig van sy nuwe dogter in sy arms, die warmte van sy nuwe familie om hom, en het geweet dat hy uiteindelik waarlik tuis was. Vimda hysteria. Geagte luisteraars, ons hoop dat die verhaal van Hendrik, Nomfila en Tande julle diep geraak het. Om meer hartroerende verhale soos hierdie te ervaar, het ons 'n spesiale afspeellys voorberei met ewe boeiende stories. Vind dit deur op die skakel links te klik. As julle van hierdie verhaal gehou het, moet asseblief nie vergeet om op ons kanaal in te teken nie en die video 'n duim op te gee. Ons bring elke dag unieke stories wat die kompleksiteit van die lewe verken. Moenie ons volgende inhoud misloop nie. Ons sien uit daarna om julle kommentaar te lees.